Wanneer mens struikel met lees, struikel leer dikwels saam. Ek is Leandie Bresler en jy kyk na Skoolslim en by ons vandag het ons vir Lotta Engelbrecht. Sy is die stigter van Stimulus Maxima. Lotta, baie welkom. Hierdie is nou ons spesiale episode wat ons by Marula Media uitsaai en dit is ook tydens ons SOS Kongres wat ons hierdie opname maak. So baie welkom hier so by ons. Ek wil net sommer begin deur vir jou te vra, wanneer ons praat van leesuitdagings, veral in skole, wat beteken dit gewoonlik? Dit begin met die woord leer. Want leer is die uitkoms van lees. En so as jy vra waar begin dit, dan begin dit deur te sien leer vind nie plaas op die manier wat 'n mens verwag het nie. Kinders het die vermoë om te leer, maar as die vaardigheid van lees nie ontwikkel het nie, dan begin jy allerhande uitdagings op die oppervlak sien. Okay. En as mens nou kyk na skole, maar ook eintlik na ouers, hoe kan hulle vroeg genoeg raak sien dat leerders sukkel met lees? Die eerste dinge wat ons sien begin gebeur is stadige werk. Versigtig werk, stadig werk, selfvertroue verloor, onwillig om skoolwerk te doen, onvoltooide take wat by die klas uitkom. Ja. Opdragie word gegee en dit word nie heeltemal voltooi nie, of 'n toets wat 'n kind nie voltooi kry nie weens die stadige tempo waarteen hulle baie keer 'n toets voltooi of half voltooi. Dieselfde met eksamens. Dis van die eerste simptome wat 'n mens begin agterkom. Ja. Ja. Nou, watter praktiese stappe kan onderwysers volg om, veral in die klaskamer, om kinders te help met lees, om dit te verbeter? Maar ek dink seker ouers speel ook 'n rol natuurlik, maar wat is van die eerste stappe wat hulle kan doen? Dr. Janie, weet jy, die eerste ding, soos in enige ding in die lewe, is jy moet dit kan meet. Waarmee jy besig is, moet jy kan meet. En dit het deesdae baie moeilik geraak met die omvang van leesprobleme wat ons by kinders ervaar, die hoeveelheid kinders wat leesuitdagings het dit 'n probleem geraak om die meting akkuraat deurlopend te doen, Ja. sodat jy dit as 'n monitering kan gebruik. Ja. So ek moet nou vir jou sê, dis die eerste ding wat jy moet doen, maar dis ook die moeilikste ding om te doen. Dan wanneer jy dit gemeet kry, weet jy mos nou waar jy is. Ja. En dan het jy gevra, maar wat kan 'n onderwyser dan doen? Dan moet ons 'n oplossing in plek stel. So in die grondslagfase is oefen. Oefen om te die klankies te oefen, die lettertjies te oefen, kort woordjies, kernwoorde, hoë frekwensie woorde. Dit moet geweldig baie geoefen word. Ek glo ons gaan net nou by 'n vraag kom, maar as daar 'n probleem is, wat moet ons dan doen? Of waar kom dit vandaan? Waar's die oorsprong? Maar in die grondslagfase is oefening geweldig belangrik, maar 'n mens moet doodseker maak die kind word individueel gekonfronteer met die oefenwerk en dat dit nie net groepwerk is en ek kan by my maatjie hoor wat my maatjie sê en dan sê ek dit saam. Ja. Of jy weet, ons moet groepwerk afwissel met individuele werk. En jou vraag was ouers ook, nê? Ja. Hoe kan ouers dieselfde geld in grondslagfase geweldig baie oefening. Dis soos wanneer ek 'n sportsoort wil aanleer en daar's basiese tegnieke en oefening wat ek moet doen voordat ek die sport kan beoefen. Ja. Soos as ek wil cricket speel, moet ek aanhou met die stok en die bal oefen voordat ek my eerste wedstryd sal kan speel. So dieselfde beginsel geld daar. In die hoër grade, intermediêre fase en die grade op, moet mens aanhou om te lees. Moeiliker werk al hoe vinniger kan lees, want elke graad het hoër vereistes met moeiliker werk, meer werk wat jy vinniger moet kan bemeester. So leer lees hou eintlik nooit op nie. Dis baie waar. Ek dink nou sommer net aan nog 'n vraag wat ek jou wil vra. So, ek het self 'n klein dogtertjie, sy's nog nie eers 2 jaar oud nie. En as 'n mens kyk na vandag se samelewing, is dat mense eerder skerms verkies
as lees en dat 'n mens ook agterkom dat mense nie altyd lees wat hulle sien nie, maar wat kan ouers doen in hulle huisomgewing om 'n liefde vir lees by hulle kinders te kweek? Die eerste ding is ek lees vir my kind. Van kindsbeen af, eintlik maar van voorgeboorte kan ons al begin met storieetjies en gesels met ons baba, ons ongebore baba. Ja. 'n Korrekte uitspraak, korrekte sinskonstruksie. Jy sal verbaas wees wat 'n verskil dit aan 'n kind se taalontwikkeling maak wanneer die huisgesin taal ingestel is Ja. met korrekte woordgebruik, korrekte sinskonstruksie en geselsies met ons ongebore baba. En in die vroeë kinderjare moet 'n mens nou begin terwyl jy met jou baba werk, praat jy met jou baba oor met watter armpie is ons besig, met watter gedeelte van ons liggaampie was ons nou, hoe draai ek jou toe van links na regs en baie natuurlik Ja. moet ons eintlik taal byvoeg by elke aksie en aktiwiteit wat ons met ons peutertjie doen. Dit maak lees se basis. Dit gee soveel punte vir 'n kind by. En in die kleuterfase wanneer hulle self kan begin, die voorwerpe waarmee hulle speel, moet ons die kleure benoem, die vormpies, die posisie waarin dit is. Dit moet net vir ouers so natuurlik wees om alles wat hulle doen te praat. Ja. En dan wanneer die kind 'n kind kan tot 1000 keer 'n woordjie hoor voordat voordat hulle dit kan vorm So. en kan sê. So daardie intentionele taal of bewoorde aktiwiteite wat ons met ons kinders doen, Ja. het die grootste grondslag vir suksesvolle lees later. En dan wanneer ons kinders woordjies kan begin praat, kan ons spelenderwys in die huis woordjies teen die kas en die yskas en die vloer en skinkbord en jy kan plakkers teen alles in die huis opsit. Ja. En dis tog iets wat elke ouer kan doen. Hm. En dit bepraat, benoem dit. Wees baie spesifiek in jou taalgebruik met jou jonger kind, jou voorskoolse kind, want dit is wat jou kind op 'n wenpad gaan plaas. Dit is amper soos 'n klomp gereedskapsstukkies wat jy in 'n gereedskapskassie inpak, Ja. soos die moersleutel en die skroewedraaier en so aan. So as ek as 'n baba leer wat is 'n sirkel en 'n reghoek, weet jy dat ek dan in graad 1 wanneer die juffrou 'n A, 'n D, 'n B, 'n P en 'n Q aan my voorstel, net 'n sirkel en 'n streepie, kan ek al 4 of 5 Ja. letters vorm en 'n of. En dit beteken ek het dan in die vroeë kinderjare as 'n ouer spelenderwys my kind voorberei vir suksesvolle lees. So kan ons die skerms wegsit. Ek het gesien in huishoudings waar daar geen skermtyd vir babas voor 2 is nie, dat daardie kinders wanneer hulle 3 en 4 jaar oud word, suiwer hulle moedertaal praat en baie maklik 'n tweede taal aanleer. Ja, dit is baie interessant. Ek dink ek wil definitief dit toepas in my huis om nou 'n bietjie name op goed te gaan plak om eintlik te sê maar dit is wat dit is. Al is hy nou nog so klein en ek hou ook van die feit dat jy sê mense gebruik eintlik nie daai baba taal met hulle nie. Jy gebruik korrekte Afrikaans dat hulle van die begin af leer Absoluut. hoe word woorde eintlik uitgespreek want dit maak hulle net reg ook vir En as dit hulle klaar assosieer met 'n item. Ja. Want nou die klank wat jy uitspreek, so sê nou maar kas, word geassosieer met 'n voorwerp. En as ek die grafiese voorstelling daarvan ook het, is dit soos 'n klein etiket Ja. wat in my brein klaar vasgelê word saam met die item. En dit vorm klaar jou praatwoordeskat, wat dan jou grafiese woordeskat wat lees is. Lees is eintlik dekodering Ja. en skryf is kodering van die prentjies wat in my brein is. So Okay. ouers kan op 'n baie natuurlike, gemaklike manier sonder 'n skerm, Ja. kinesteties, Ja. driedimensioneel en aktiwiteit, so ek wil sê taalgerigte aktiwiteite of doelgerigte aktiwiteite met taal daarbey is die grootste skat wat jy vir jou kind vir die res van hulle lewe kan gee.
Dankie Lotta. Ek het nou iets sommer bygeleer wat ek persoonlik ook kan vat. Ek wil gou-gou by jou hoor, hoe kan skole leesvordering op 'n eenvoudige maar 'n betekenisvolle manier meet? Jy het nou net gepraat van meet, maar hoe meet hulle dit? Kyk, die eerste die belangrike dinge wat gemeet moet word, is jy moet weet op watter leesvlak. Nou as ek dit sê, bedoel ek as ek graad 2 is, moet ek die inhoud ekwivalente graad 2 inhoud kan lees, Okay. nê? As ek graad 8 is die inhoud van my vak mos graad 8 ekwivalent. Baie handboeke is nie heeltemal reg gegradeer nie, maar ons kry die konsep. So daar is 'n moeilikheidsgraad vir elke graad. Ons noem dit die vlak van lees. So eerste, wanneer 'n onderwyser met 'n kind werk, moet hy weet, as ek hier met 'n graad 6 leerder in my klas werk, wat is die verstaanvlak van daardie leerder? So lees hierdie kind soos 'n graad 6, kan hy die inhoud van graad 6 verstaan met 80% begrip teen die spoed wat vereis word van graad 6 Ja. en dit is 175 woorde per minuut Ja. met 80% retensie. So dan is ek eintlik gereed om my graad 6 kurrikulum te bemeester. Maar as ek 'n graad 6 leerder in my klas het wat die moeilikheidsgraad van graad 2 werk verstaan, is daardie kind mos nou eintlik 4 jaar agter in terme van leesvlak. Okay. As ek dan nog ook baie stadig lees, het ek ook 'n agterstand in leesspoed. So om dit getoets te kry, het jy nodig om leerders 'n leesstuk te laat lees en hulle tyd te neem en die toets te merk. Dit is die uitdaging. Ja. Dit het met die omvang van ons leesuitdaging in nie net Suid-Afrika nie, net in ons Afrikaanse skole nie, wêreldwyd deur 'n magdom faktore wat dit veroorsaak het. Kom ons sê daar is 60% kinders in die klas wat eintlik baie stadig lees. Hoe gaan 'n onderwyser dit regtig gemeet kry om elkeen se tyd? So daar is instrumente wat ontwikkel is oor die afgelope dekades. Ja. En ongelukkig, al wat ek vir jou kan sê is 'n rekenaarleesprogram waar jy jou hele klas kinders met elkeen individueel kan laat lees sodat die program vir die kind 'n storie kan uitreik op 'n ander vlak. So sê nou maar ek is 'n graad 6 leerder, ek kom nie my graad 6 begripstoets deur wat ek dadelik gaan kry, word onmiddellik deur die rekenaar gemerk. As ek nie my graad 6 leesstuk deurkom nie, dan gee die program vir my 'n graad 5 leesstuk. So dit kan alles in een periode gebeur. En wanneer die kinders daardie periode volklaar is, kry jy 'n rapport vir elke leerder en 'n klaslys wat sê, wat is die leesvlak van elke leerder, teen watter spoed het die kind dit gehandhaaf en wat is die begripspersentasie op daardie vlak. Dit maak vir onderwysers die werk baie makliker. Dit is eintlik vir hulle geen moeite nie. Dit maak eintlik die lewe vir elke, dit is so verligting. Want eerlikwaar, ek weet nie hoe 'n onderwyser 40 kinders se begripspoed en spelling moet toets met die hand nie. Definitief. Daar is nie eintlik 'n manier om dit meer te kan doen nie. Ja, dis prakties eintlik onmoontlik. Prakties onmoontlik. Want die daaglikse lewe het so besig geraak en net almal se rotines. As jy, ekskuus dat ek jou in die rede val, maar as jy net een periode het, want jy wil tog die uitslag hê. So of jy met so dink jouself in, jy het 40 kinders in die klas. Ja. Ons kry almal dieselfde leesstuk om te lees. Wanneer gaan jy almal toetse merk en nog sien hoe vinnig het elkeen gelees? En as ek nie my toets deurgekom het nie, moet jy vir my 'n ander leesstuk gee. En jy gaan aanhou vir my 'n ander leesstuk moet gee totdat jy sien watter leesstuk verstaan ek. En dit mag 3, 4 vlakke onder my graad wees. So daar is net nie tyd in 'n skoolprogram om dit meer
met die hand te doen nie. So ek sou aanbeveel dat skole 'n rekenaar leesinstrument gebruik wat beproef is, wat vir jou 'n akkurate uitslag gee, Ja. individueel vir elke kind. En na 'n periode vir jou die begripsvlak, die begripspersentasie en die leespoed en die spellinguitslag van 'n kind in 'n klaslys kan gee. Okay. Dis wat ek sal aanbeveel. Ja. So dit maak dit vir onderwysers draag, jy weet, dit maak al daai hele las van 'n onderwyser se skouers af en die bestuurspan het dan onmiddellik die uitslae. Hulle kan dadelik die uitslae kry. So Lotta, as stigter van Stimulus Maxima, watter patrone sien jy gereeld by kinders wat met lees sukkel raak en wat wens jy het skole eintlik vroeër raak gesien? Ek wens eintlik skole het vroeër 'n maatstaf gehad om te sien hoe ons kinders stelselmatig agteruit gaan. Stadiger werk, onvoltooide werk, frustrasie by kinders, gedragsuitdagings wat eintlik onderliggende frustrasie is van ek kan nie. Ja. Ek kry dit nie reg nie. Ek weet ook nie hoekom ek dit nie reg kry nie. En onderwysers is nie almal opgelei om lees vaardighede te leesonderrig te doen nie. Dit was dekades gelede die werk van die grondslagfase onderwysers, en as daar kinders is wat dit nie bemeester het nie, het jy 'n remedierende onderwyser of 'n leesterapeut gehad of 'n remedierende onderwyser gehad wat daarmee gehelp het. Ongelukkig is daar oor tyd minder remedierende programme gewees, plus die mediasentrums, die biblioteke van skole is in 'n manier uitgefaseer. Baie skole het so groot geword dat klaskamers nodig was en mediasentrums buite uit gebruik uitgeraak het, ook weens die samestelling van kinders wat in 'n klas in 'n skool ingestroom het, waar die leeswerk nie meer so, die leesboeke in 'n biblioteek nie meer so relevant tot al die kinders se agtergronde was nie. So ek wens dat ons vroeër raak gesien dat dit ons kinders in 'n geweldige mate negatief geaffekteer het. Stelselmatig moes onderwysers dan kompenseer vir die agteruitgaande leesvaardigheid van kinders. Kinders kom uit verskillende agtergronde en ouers wat werkend is, het dalk nie so spelenderwys aandag aan hierdie kinestetiese voorskoolse taalontwikkeling gegee nie. Baie ouers het nie die nodigheid gesien van vir my kind lees, saam met my kind lees, laat my kind lees, wat deel van die leerleesproses is nie. So nou kom daardie kinders in die skool in, en in 'n groot klas moet 'n onderwyser nou so intens diferensieer tussen al die vaardigheidsvlakke van kinders, dat dit bykans onmoontlik raak om al die kinders se behoeftes aan te spreek. So hoe swakker die onderbou van kinders is, en hoe minder ons aan die leerleesfase se vereistes kon voldoen, dat ek al hierdie vaardighede moet gebruik om nou toe te pas, om die alfabet te begin lees, my 3-letter woorde te begin lees, sinne te begin lees, en dan paragrawe en leesstukke en uiteindelik dan my skoolwerk van graad 4 af met die behulp van lees kan ontsluit. Want jy leer eers om te lees en dan lees jy om te kan leer. So as hierdie gedeelte dan nou nie deur die grondslagfase onderwysers onderskep kon word nie, sien ons die groter wordende gaping van graad 4 af, en ons vind dat daar in graad 8 en graad 9 leerders, wanneer ons die evaluasies doen, soos 'n graad 2 kind lees, soos 'n graad 3 kind lees, en hartverskeurend hoe daardie kind nou deur sy hoërskoolloopbaan moet kom met die agterstand wat lê. So wat ek my begeerte sou wees, dat 'n stelsel vroeër in plek was om leesvaardigheid op groot skaal te meet, sodat ons presies weet waar ons is, sodat 'n skool tydig leesprojekte kon, spesifieke leesinisiatiewe kon implementeer om dit te onderskep.
en ons nie so ver van die merker af begin raak het, dat ons nou kinders kry wat, soos ek sê, hartverskeurend in die hoërskool beland met 'n laerskoolvaardigheid van lees. Ja. En nou word die werk net al moeiliker. So dit sou my eerste begeerte wees, dat daar meetsisteme in plek, eintlik landwyd in plek moes wees, om vir ons te wys het hoe ons agteruit gaan. Ja. Ja. Ja, dit is eintlik hartseer om te weet dat daar soveel faktore is wat eintlik kan lei tot die agterstand van lees. Ja. En een van dit is ook natuurlik ouers wat hard werk en deesdae werk albei ouers Presies. om nou nog tyd te maak daarvoor om te kyk, kan jou Presies. kind lees, jy weet, te help met die woordeskat ensovoorts. So, hoe bou 'n mens weer 'n kind se selfvertroue? Daai wat jy nou gepraat het, hulle moet nou in 'n klas gaan staan en lees. Ek dink dit is ook nogals intimiderend partykeer. So, hoe bou mens daai selfvertroue wanneer lees, jy weet, vir hulle 'n bron van spanning eintlik is, omdat hulle weet van, oef, ek is nie so goed daarin nie. Ek dink dis soos enige ander vaardigheid. As jy wil hê ek moet klavier speel vir die konsert, gee vir my 'n klavier, help my om te oefen en moedig my aan, leer my hoe om dit te doen. Ja. En help my om genoeg te oefen sodat ek die uitvoering kan doen. Lees is 'n vaardigheid. So gee vir my 'n metode. Ja. Hoe om dit te bemeester. As dit dan beteken dat ek 'n rekenaar leesinstrument as 'n hulpmiddel moet hê en 'n terapeut wat my help, laat die ouer dan saamwerk met die kind en die terapeut. Werk saam met die onderwyser en die hulpmiddel. Ja. En dan vir elke klein vordering gee aanmoediging en prys hulle aan. Dit is so goed, jy wil nou hê ek moet onderwater hokkie speel. Ek moet die reëls leer ken en jy moet my wys om dit te doen. Ek moet verstaan wat ek moet doen. En dan moet ek dit oefen. En ek moet aanhou oefen en iemand moet sê, "Yes, jy het dit reg gekry. Wonderlik. Hou net aan, jy's amper daar." So ons is 'n hele span, die terapeut, die ouer, die onderwyser, oumas, oupas, asseblief. Kry jou kind op jou skoot en lees vir hulle, maak dit lekker. En dan moet ons ook vir kinders verduidelik wat die mikpunt is. Baie keer weet kinders nie hoe belangrik dit is nie. Ja. Hulle weet nie hoekom hulle nie hou van lees nie, hulle weet nie hoekom hulle dit nie reg kry nie. Maar as ons vir hulle begin verduidelik dat lees is om te konsentreer, lees is om presies uit te spreek wat daar staan. Lees is intentioneel, dis 'n belewing in jou kop. Ja. Om te lees is om te verstaan. Lees ontsluit vir jou kennis. Lees bou jou karakter. Lees is 'n instrument en dis soos 'n sleutel wat jou lewe vir jou oopsluit. Ja. Dit maak leer vir jou moontlik, dit maak vakgebiede vir jou oop, dit help jou om 'n beroep te kan bemeester, dit gaan jou help om net 'n lewe van betekenisvolheid te ontsluit. So as ons kinders daardie passie by ons begin kry, dat ons vir hulle sê, maar wat is lees nou eintlik? Nou as jy vir my vertel wat is 'n stoel, verduidelik vir my wat kan ek alles met hom doen? En hoe ek hom kan gebruik en hoe ek dit kan benut. En dan gaan ek mos gemotiveerd wees om dit te gebruik. Ja. So ek sou sê, kom ons gee vir ons kind 'n metodes of 'n instrument, baie aanmoediging, maar sê ook waarheen is ons op pad. Sê as jy nou kies jou beroep, sê wat jy graag wil word. Kom ons gaan kyk wat is die inhoud van leeswerk. Kom ons sê 'n vleienier. Kom ons gaan lees boeke. Kom ons gaan neem daai moeilike boek uit. Kom ons soek inligting op die internet. Watter tipe instruksies moet 'n vleienier kan verstaan? Watter berekeninge moet hy kan doen? Wat is die instrumente wat hy gaan moet bemeester? Nou as ons daardie vlak van materiaal wil bemeester, en ek en jy is nou in graad 2 of 3 of 4 of 5 of 6. Kom ons kyk wat kan ons nou lees? Hoe gaan ons daardie gaping invul? Deur die woordeskat te bemeester en alle moeiliker werk, alle vinniger te kan lees, sodat my brein later daardie leesstof kan bemeester. En daar's goeie maatstawwe. Daar's 'n tabel vir leesspoed vir elke graad. En daar's gegradeerde leesinhoud vir elke graad. En om vir 'n kind dit te wys en te sê, dis hoe dit gaan lyk wanneer jy 'n vleienier is. Maar kom ons gaan soek nou makliker en makliker goed. En dan hou jy aan om dit te lees.
en lees jou skoolwerk en ons gaan oefen Mm. tot jy daai spoed kan handhaaf en verstaan wat jy lees. Dan gaan jy 'n suksesvolle Ja. lewe en 'n loopbaan voor jou hê. Okay, Lotta, dan my laaste vraag aan jou is eintlik eene wat ek nou al bietjie rondgehoor het by kleuterskooljuffrouens en by ouers wat regtig graag hulle kinders wil laat lees, maar dan kry jy nou ma's wat sê maar hoorie, my kind moet nou al lees, maar dan is die kind nog nie eers 3 jaar oud nie. Van wanneer af moet hulle begin lees? Jy het nou al bietjie voorbeelde genoem van om met jou kinders te praat, regte woorde te gebruik, dat hulle woordeskat moet uitbrei, woorde te kan plak, goed in die huis. Maar van wanneer af moet hulle eintlik kan begin lees? Wanneer hulle gereed is. En weet wanneer is hulle gereed? Ek dink 'n mens moet die ontwikkelingsfases van die jong kind in ag neem. So in die fase 0 tot 2 word alles kinesteties. Dit is jou liggaam is jou primêre leermedium. Okay. Alles wat jy met jou liggaam doen, dit moet eers intern gebeur. So as ek verstaan my kop is bo op my lyf, gaan ek dan van 2 tot 4 jaar 'n mannetjie kan bou waarvan die kop bo op die lyfie is. Want ek weet dit binne in my lyfie verstaan. Ja. So van 0 tot 2 sit die fone weg, sit die rekenaar weg, sit al die elektroniese media weg, konsentreer op die liggaampie. Dan van 2 tot omtrent 4 begin ek buite my liggaam werk. Alles konsepte wat lees nodig het. Dis jou leesvoorbereiding, maar jy doen dit nie met en intussen lees jy nou natuurlik stories. Die hele tyd. Lees vir jou kinders, wys die prentjies, bespreek die woordjies. Dis die manier van leer lees. En dan van 4 tot 6 gaan dit oor in tweedimensionele leer. So met kinesteties en driedimensioneel as die onderbou nou. Ja. So jy kan nie so begin, jy moet so begin. En nou kan ek dit wat ek in my liggaam beleef het en met apparate en driedimensionele dinge beleef het, kan ek tweedimensioneel begin toepas. Ja. So nou gaan ek 'n mannetjie kan teken met die kop bo op 'n plat vlak, soos op 'n swart bord, swart en wit bord of pen en papier of op 'n rekenaarskerm gaan ek nou dieselfde wat ek in my lyfie en driedimensioneel beleef het, sal ek tweedimensioneel kan begin toepas. Dit beteken my brein kan ook nou abstrakt begin dink, want daardie sirkeltjie kan ek nou begin assosieer met soos 'n kop. En 'n letter is abstrakt. 'n klank is abstrakt. Jy kan nie 'n klank voel, Ja. behalwe nou die vibrasie, maar jy kan nie klank voel nie. So jy moet hom nou assosieer met 'n letter en dis 'n abstrakte leermeganisme. Maar as ek nie al hierdie ander gehad het nie, so nou begin formele lees, waar ek 'n klankie hoor, die lettertjie, dit begin altyd auditief. So hoor die klankie, kom ons soek die lettertjie wat by hom pas. En nou begin jy hulle aan mekaar plak. En begin jy ander van hulle aan byvoeg. Ja. En nou begin jy 'n woordjie uitspreek. En nie, en dis soos op. Nie KOP nie. Want dit is 'n ander ontsluiting wat dan moet plaasvind. Ja. Vir vertaling wat dan moet plaasvind. So mense letterlik die lettertjie, die klankie en die lettertjie plakkie na mekaar vas. So dit gebeur so in die laaste 6 maande van graad die voorskoolse jaar. Okay. As al hierdie ander gereedskapstukkies nou bymekaar is, Ja. mooi opgebou het, dan kan ek my gereedskap wat weet wat 'n sirkeltjie is en wat bo en onder en agter en voor en links en regs Ja. en van links na regs en binne en buite, daardie konsepte het my brein nou bemeester op kinestetiese driedimensionele en tweedimensionele vlak. En nou gaan ek dit abstrakt kan toepas op letters, klanke, woorde, sinne wat betekenis het. Ag, baie dankie Lotta. Dit was nou regtig interessant geweest en lekker om met jou te gesels. So hierdie was 'n spesiale episode van Skool Slim by Marula Media. En as jy van hierdie episode gehou het, deel dit gerus op sosiale media.
of deel dit ook met 'n vriend of 'n vriendin, 'n ma, 'n pa, 'n onderwyser, 'n kleuterskool, enige iemand waaraan jy kan dink en sluit ook aan by die skoolondersteuningssentrum se YouTube kanaal, Facebook, Instagram en Twitter. Ons sien julle weer 'n volgende keer. Ek is Leandie Bresler en jy kyk na Skoolslim.